Volspoed episode 36 en dit is die slotepisode van hierdie boek. Renier word tussen grys nevels en in 'n waas van pyn wakker. Iets hou hom stewig vas. Wanneer hy stoei om los te kom, maak dit seerder. As hy net sy oë kan oopkry en fokus, kan hy dalk agterkom in wie of wat se greep hy is. Uiteindelik kan hy deur skreefies sien. Hy lê in 'n bed en iemand sit voor die bed, 'n man, oom Christo, met 'n masker oor die mond en neus en 'n ligte blou-groen oorrok aan sy lyf. Anders as sy gewone lui agteroor posisie, sit hy regop en hou hom stipdop. Toe hy sien sy oë is oop, vlieg hy op en buig oor hom. Renier, sê hy sy naam. Ja, dit is sy naam, hy weet. Toe vra oom Christo, weet jy wie ek is? Natuurlijk, oom Christo, steun hy tussen pype deur. Kry my asseblief hier uit. Wat gaan aan? Hoe het ek hier gekom? Dit is iets wat ek vir jou behoort te vra, brom die man. Hoe voel jy? En kan jy onthou wat met jou gebeur het? Het ek seer gekry? Idioot. Natuurlik het hy seer gekry. Mens pyn nie oral as jy basies ongedeerd is nie. Sy oom se wenkbraue skiet op. Hy lyk bekommerd. Het iemand my met 'n spanner bygekom? Wonder Renier en probeer hard om te onthou wat nog laas in sy lewe aangegaan het. Hoekom praat oom Christo nie? Hoekom kyk hy hom net aan met sulke wye blou oë? Renier delf dieper. Hy probeer dink, maar dink maak sy kop seer. En toe klik hy. Die swart kar, die voertjie. Warm jongman, 'n stap in die regte rigting. Praat oom Christo vir die eerste keer weer. Hy moedig hom aan, soos wat hy altyd met hom en Vivian gedoen het, as hy vir hulle paas eiers weggesteek het. En dit is toe net mooi op daardie oomblik, waarop het stadig tot Renier deurdring, dat hy waarskynlik in die moeilikheid is. Hy is gestryd jacket en toegesluit, waarskynlik vir altyd. En hy weet presies wie daarvoor verantwoordelik is. Sy pa. Hy weier dat hy Amerika toe gaan. Maar as ek eers 21 is, of sommer oor 10 minute, as ek net hier kan uitklim, klim ek op 'n vliegtuig se wiel en weg is ek. Sorry, pal, keer om Christo, vergeet eers van wiele en raak gewoond aan die posie waarin jy nou is, want jy gaan nog lank so lê en jy gaan nêrens heen nie. Renier se oë draai in die ronde. Hy soek 'n ontsnaproete, maar sy nek en lyf hou hom vas. Hy sien boonop 'n vreemde vrou wat by die voetenend van sy bed staan. Sy skryf op iets, waarskynlik 'n verkeersoortreding of 2, wat hy of oom Christo begaan het. Dan sien hy die masjiene wat piep en geluide maak. Daar is allerhande goeters aan sy lyf vas en dinge wat in hom steek. Ergste is, sy lyf is aan die bed vasgemaak. Hy fluister, oom Christo, vertel vir my iets wat net ons weet, dat ek kan seker wees, oom is nie een van hulle nie. Een van wie? Vra oom Christo. 'n alien, of 'n geheime informant, wat deel is van hierdie joint. Het oom enige kontakte hier? Nee, ongelukkig nie. Hierdie is die Montana Hospitaal. Nou, hoe gaan ons vir my hier uitkry? Vra Renier en voel hoe die paniek in hom opstoot. Ons gaan jou nie hier uitkry nie, want jy gaan nog lank hier bly lê.
Dit is wat met ouens soos jy gebeur, as hulle self amper afgeskryf het, antwoord die man, wat maak asof hy sy oom Christo is. Daardie seeblou oë draai net daarna, na glasdeure toe. Hy wink en wys, dit is oukei, laat sy inkom. Nog 'n samesweerder. 'n Tannie Rozaan, look-alike. Nee, dan het hulle haar ook gekloon, kompleet, met 'n masker en een van daardie snaakse, ander planeetse, ligte groen-blou papieragtige rokkies. Die oom Christo namaaksel lyk vreeslik bly om daardie vrou te sien. Die vrou buig oor hom en sy vra, hoe voel jy, Renier? Ek weet nie, antwoord hy eerlik. Het jy pyn, wil sy weet. Nee, ek kan net nie hier loskom nie, want hierdie man wil my nie laat gaan nie. Jou oom Christo? Nee, hy kan jou nie laat gaan nie, want jy moet eers gesond word, verduidelik sy. Samesweerders. Duidelik is julle albei deel van hierdie projek, wat keer dat Suid-Afrikaners kan wegloop Amerika toe. Ek dring daarop aan om met president Donald Trump self te praat. Renier raak skoon ontstoke, dat hulle hom nou so uitoorlê het. Dit was alles deel van 'n komplot, wat by 'n swart kar begin het, en Woesie is ook in op hierdie saak. Hulle luister seker in op die WhatsApp gesprekke, wat hy met sy kontakte daar in Amerika voer. Die tannie Rozaan se dubbelganger se oor rek en sy kyk ontsteld na oom Christo, asof botter nie in haar mond kan smelt nie. Oom Christo vat die vrou se hand en troos. Renier is te mekaar. Die operasie het goed afgeloop, maar onthou nie veel van die insident nie. Dit kan die nagevolge van die narkose wees. Renier frons diep. So, wat is hier aan die gang? Wat steek julle vir die regering weg? Ontduik julle twee belasting? Julle twee hou mos nie van mekaar nie. Gedog dit was alles net 'n samesweringskomplot. En die vletjieblassers word op die bed vasgebind met eisters soos hierdie. Wat laat jou dink ons hou nie van mekaar nie? Oom Christo kyk glimlaggend na die vrou en daarna buig hy weer oor Renier. Los die eisters, dit hou jou sleutelbeen en ribbebene in plek. Kom ek vertel jou van die enigste samesweringskomplot waarvan ek weet. Ek is lief vir tannie Rozaan en ons het besluit om te trou, so jy beter gou gesond word, sodat jy my strooi jonker kan wees, my best man. Nee! Hy voel hoe 'n snik uit sy lyf skeur. Dit is Cowboy, dit is totsiens aan die lewe, soos wat hy dit tot nou toe geken het. Dit is alright, Renier, jy sal vinnig beter word, jy is 'n sterk kannetjie, en daar is hopelik nie permanente skade nie. Renier wil antwoord, maar sy ooglede raak swaar. Dan het hulle hom seker nog gedrag ook, want hy is magteloos. Waar het hy oral seer gekry? Sy rug, soos wat jy gevrees het? Skedelbreek? Vra die vrou. Dink seker Renier is nou in droomland, want sy oë is mog toe. Hy luister hulle af. Gelukkig geen skedel of spinale breke nie. Hy is deur die MR-masjien, ek het daarvoor gesorg, en danksy die harde hout en die helmet, is daar wel 'n bietjie swelling en harsingskudding. Sleutelbeen was sleg gebreek, dit is waarvoor hy geopereer is. Paar ribbes ook af, mos baie los eisters wat rondgevlieg het, en oral seer gemaak en gekoois het. 'n Oomblikse stilte, en toe voeg oom Christo by. Jammer om te moet sê, die swart kar is natuurlik in die proses heeltemal afgeskryf, en die slegte nuus is, die bestuurder van die ander kar het dit nie gemaak nie. Renier wonder wie die bestuurder is van 'n kar,
wat dit nie gemaak het nie. Dan weet hy, dan sit reg, daar was 'n motorongeluk en iemand is dood. Mense het boonop seer gekry. Het sy oom Christo nie nou net gepraat van 'n ou wie se ribbes en sleutelbeen gebreek is nie, en van harsingskudding? Kan dit van sy pa wees? Sy gesin was mos by 'n troue in Polokwane. Vir Renier voel dit asof sy hart by sy keel kan uitklim van skrik. Daar het hy dit nou. So ligtelik besluit hy, sodat sodra sy pa en sy ma weg is en iets met hulle gebeur het, dan sal hy in Amerika gaan woon. Maar nou dat hulle dood is, wil hy net vir pa en ma terug hê. Asseblief, liewe Jesus. Renier dwing sy oë weer oop. Papa, mama, kraak sy eie stem in sy ore. Hulle kom, Renier, hulle is op pad, troos oom Christo. Dan leef hulle seker nog, dankie tog. Wat het jy vir sy mense gesê, wil tannie Rosaan weet. Net dat hy seer gekry het in 'n ongeluk. Hulle is op pad terug van Polokwane af. Ek vrees die oomblik wanneer hulle hier aanland, want ek weet nie hoe om vir Frank te sê wat regtig met sy seun gebeur het nie. Die man gaan briesend kwaad wees. Nou is hy deurmekaar. Wat het regtig gebeur, wonder Renier, maar hy is oneindig verlig om te weet dat sy pa en ma nog leef. Miskien moet hy maar eers nog 'n rukkie by hulle bly, hier in Hammanskraal, en by sy oom Christo. Christo is tot die dood toe moeg, toe hy saam met Rosaan na Audi toe stap. Dit is Sondagoggend vroeg, en sy het hom hier by die hospitaal kom haal. Sy het beloof om hom na die kliniek toe te neem, waar sy Land Rover staan. Hy kon seker 'n Uber of iets gekry het, maar sy het daarop aangedring om self te kom om hom te kom haal, want sy wou kom kyk hoe dit met Renier gaan. Christo is haar innig dankbaar. Hy wil gaan stort en ander klere aantrek, en dan wil hy vir Frank en Marie daar by die huis saam met sy ouers gaan inwag. Hy wil probeer om sy broer te kalmeer en die vrede te bewaar. En veral wil hy seker maak dat Frank nie hospitaal toe jaag en die kind se nek, wat gelukkig in die proses gespaar is, vir hom te gaan breek nie. Hy het hulle eers 7 uur vanoggend laat weet dat Renier in 'n ongeluk was, nadat hy seker gemaak het dat die kind buite gevaar is. Dit help nie sy broer jaag die res van die familie te pletter teen 'n trok of 'n boom nie. Hy het verseker nie die krag daarvoor ook nie. Christo is dankbaar dat Rosaan bestuur, want skaars sit hy links van haar in die groot Audi, toe lui sy selfoon. Dit is ene Colin Beacon. Onthou hy hom daar by Mahem? Ja, hy onthou van hom daar by Mahem. Hy sal dit nie sommer vergeet nie, maar dankie dat die man vra. Die man wil weet hoe dit met Renier gaan. Hy leef, antwoord Christo. Hy is gelukkig jonk en sterk en behoort soort van volkome te herstel. Dr. Du Plessis, ek weet dit is nie my besigheid nie, maar julle seun is voorwaar 'n baie talentvolle jaar. Hy het mooi gevra dat ons nie daaroor moet praat nie, want sy pa gaan sy velle van sy lyf aftrek. En dit is nogal iets wat sy pa aan hom doen, ja. So dink mooi oor wat jy nie mag praat van nie. Christo wonder of sy woorde sin maak, maar hy self bekommerd. Sy broer het voorwaar 'n woedeprobleem, en dan haal hy dit op sy seun uit. Wel dokter, dit is hoekom ek dit nou vertroulik aan jou gaan noem, want ek dink die seun het jou hulp nodig, en myne. Ek luister. Ons het vir Renier Woensdag op Swartkops gehad. Wat? Wees ons, jy en Jakes? Met daai een is hy wat Christo is self nog nie klaar nie. Hy en Jakes het voorware appeltjie te skil. Laat ek klaar praat, dokter. Hierdie meneer Beacon laat ook nie oor hom loop nie.
Ek wou sien hoe goed hierdie Renier regtig is. En dit is rou talent om te bestuur. Ek wou gehad het dat hy die gevoel van 'n Formule V-kar moet kry. Hy was fenomenaal. Die manne daar is gaande oor julle kind. Ek sal hom graag help om in 'n ordentlike en veilige kar daar deel te neem. Woensdag nogal. Hierdie Woensdag wat verby is, het julle hom by Swartkops gehad. Christo kan maar net sy kop skud. Ja, dokter, Woensdag. Dokter, ek het 'n vraag. Toe jy 14 jaar oud was, het jy nie self 'n droom of twee gehad nie? Het jy nie ook soms goed gedoen wat ander mense se hare sou laat reis het nie? O, hy het nogal, ja, maar toe maar, mens praat nie nou daaroor nie, want alles wat goed afgeloop het, is mos nou deel van die verlede. Veral praat hy nie oor die keer toe hy en Vladimir Ufondo op 'n lugmag helikopter geklim het en saam met die weermag ouens Kongo toe gevlieg het vir 'n naweek nie. Dit was die voordeel om 'n swart vriend op skool te hê, een met wie 'n pa se diplomatieke toutjies kon trek. Ek glo, dokter, dat jy dalk die enigste een is wat Renier se pa kan ompraat. As iemand so 'n brandende ambisie het om 'n suksesvolle renjaer te word soos Renier, gaan julle hom eendag verloor, want hy gaan vir onverantwoordelike goed doen en hy gaan in die moeilikheid beland. En hy sal verseker eendag die land verlaat, sodra hy kan, en dan sien julle hom waarskynlik nooit weer nie. Is dit nie 'n beter opsie dat jy en sy pa hom liewer moet ondersteun nie? Frank, my broer, na gisteraand se gemors. Ek dink ons kan daarvan vergeet, meneer Bacon. Noem my Colin, dokter. Wel, ek is Christo. En Renier leef. Wel, dis nie almal wat 'n tweede kans kry nie. Meneer Bacon, my broer sal dit nie as 'n tweede kans sien nie. Hy sal dit sien as 'n finale waarskuwing. Ek ken vir Frank, jy nie. Wel, dokter, ek vra mooi. Kan ek en jy dan asseblief een of ander tyd praat oor julle kind se toekoms? Meneer Bacon, Renier is nie my seun nie, ongelukkig nie, en ek kan nie besluite namens sy ouers neem nie. Dit is 3 maande later, en Renier staan uiteindelik op die podium, die verhoogie, saam met sy neef Robert en Elio, die Italianer wat Siska se vriend is, maar nie een van hulle is op die boonste sport nie. Nie by hierdie geleentheid nie, of moet 'n mens in hierdie geval sê, hulle staan nie op die oomblik heel voor nie, en dankie tog daarvoor, dit is nog nie hulle beurt nie. Nee, dit is oom Christo, wat daar voor hulle staan en rond trippel, en hy blaas in sy hande, al is dit nie koud nie, en hy kyk op na die dak asof hy wonder, waar gaan sy hulp vandaan kom? Daarna beloer hy die agterste deur van die klein kapelletjie, want hy hoop seker om die mooiste vrou van alle tye, in sy eie oë, enige oomblik daar te sien instap. Rosanne Schultz. Sy word vandag Rosanne Duplessis. Dit is oom Christo en tannie Rosanne se troudag. Dan gaan die deure oop en Renier se nek rek. Ag nee, dis nie tannie Rosanne nie. Dit is Siska wat eerste instap. Agter haar kom Alicia en Lolette en Vivian in. Daarna Melanie, wat Renier laat onthou dat sy eintlik die mooiste meisie op aarde is. En toe stap tannie Rosanne aan haar pa se arm in. 'n Oulike oom wat maller is oor F1 as rugby, net soos Renier en oom Christo. Maar natuurlik dink oom Christo anders, want sy oë is sag en dieselfde kleur blou-groen as haar lang turkoois rok. So lyk die liefde
besluit Renier. En so lyk lekker kos ook, besluit hy toe hy later by die buffet staan en sukkel om te besluit watter van die lekker geregte hy met net een skeppie moet begin en waarna toe hy gaan terugkom. Maar wat as dit klaar is, wanneer hy nog daarvan wil kry? Miskien moet hy maar nog 'n bietjie byskep en sy bord hang oor. Die kos gaan nie weg nie, daar's nog bakke vol kos in die kombuis, troos sy meisie Melanie. Dit is goeie nuus, dankie. Die beter nuus is dat sy pa, Jakes, oom Colin en oom Bobby van Amerika daar by 'n tafel sit en gesels en die onderwerp van bespreking is niemand anders nie as hy wat Renier is nie, René Duplay. Iets doen oom Colin blykbaar net reg. Hy polish pa se marbles en hy sorg dat pa se glas vol bly. En toe gaan sy arm vertroostend om pa se skouer, toe pa laat aanhuil. Ek kan nie my seun verloor nie, Colin. Ons moet hom in Suid-Afrika hou. En jy sal nie. Jy moet hom net ondersteun in wat hy doen. Daarvoor sal hy meesal by jou staan en by jou bly, troos oom Colin. En onthou, mense jaag net 'n sekere tyd van hulle lewens en dan moet hulle aftree. Dan kan hy nog steeds jou winkel by jou kom oorneem. Net nadat hy sy merk in Suid-Afrika gemaak het, gaan hy Amerika toe. Vergeet van hierdie winkel, besluit Renier by homself. Hy het reeds met Melanie daaroor gepraat en sy is natuurlik heeltemal gewillig om saam met hom te gaan. Hy moet net sê, wanneer gaan hulle? Oom Bobby, jy kan nie jou kinders keer of vashou nie, en jy kan nie oor hulle toekoms besluit nie. Jou seun wil Amerika toe. Wees dankbaar vir elke dag wat hy nog hier by jou is. En wees lief vir hom, bid vir hom, en gun hom sy drome. En wees bly dat Renier daardie akelige ongeluk oorleef het. En daar huil pa nog harder. Toe kom oupa na hom en oom Bobby toe. En wat doen oupa Frank? Hy sit sy arms op albei sy seuns se skouers en sê, dit is reg, Frank. Die lewe is te kort om die hele tyd bekommerd te wees en te probeer keer dat jou kind probleme kry of maak erns. Wees liever dankbaar as hy meesal oukei is, soos hierdie ou champ van my. Hy druk oom Bobby se skouer. Oom Bobby is baie bly daaroor. Hy sê sommer, pa, vlieg jy en ma nou volgende jaar oor Amerika toe, en dan kom kuier julle vir ons daar in Charlotte, en julle bring vir Renier saam, sommer in sy Julie vakansie. Wat sê jy, sal dit reg wees met jou, Frank? Ou Boet? Natuurlik, Boeta. Ek het so 'n geldjie vir elke kind weggesit, sodat hulle bietjie van hulle drome kan nastreef, erken pa. Yes, besluit Renier. Hy gaan Amerika toe vir die Julie vakansie volgende jaar. Sy pa het beloof. Wel, soort van. En as pa eers 'n belofte gemaak het, breek hy dit eers weer wanneer hy nugter is. Maar vir nou is dit reg, hy mag maar droom. Ten minste lyk almal op die oomblik gelukkig, veral oom Christo en tannie Rosaan. Sy lyk nie eers hartseer, omdat sy villa Schultz verkoop het, daar waar die troue nou gehou word nie. En sy het reeds daar by oom Christo in 'n veel kleiner plekkie gaan intrek nie. Al waaroor sy die afgelope paar weke kon praat, is die woonstelletjie daar by oom Christo se huis, wat hulle mos vir haar ingerig het as 'n kombuis en 'n uitstelplek en 'n verkoopplek waar sy haar troukoeke, haar Kersfeeskoeke en verjaarsdagkoeke kan bak en vertoon, met nog 2 ekstra groot oonde daarin. Sy gaan bak dat dit klap, want dit is wat sy graag wil doen. Sy gaan ook katgesiggie kolwyntjies en 101 Dalmatians bak, so vertel Siska.
Dit is nie 'n probleem nie, want as hy en Vivian van die skool af terugkom in die middag, kan sy seker wees dat daar fynproewer sal wees, wat bereid is om kwaliteitbeheer te gaan toepas. Vivian is nog nie gepla om haar lyf in 'n margat te omskep nie. Dit is goed om sy beste vriend en oom Christo Du Plessis so gelukkig te sien. Al is die man sy oom. Die man sê mos, hy hoef nie meer te jaag nie. Hy wat Christo is, skaal nou af. Maar hy is mos van die begin van Desember af net 'n gewone ongevalle dokter daar by die nuwe hospitaal wat nou hier agter oopgemaak het. Hoof van ongevalle. Hy werk glo kantoorure en hy jag nie meer nie. Hy en Tannie Rozaan gaan byna elke naweek kamp. Hulle neem oom Christo se pligte as vrywillige veldwagter of ereveldwagter, maar ons mag nie daai titel gebruik nie. Hier by die Nokeng Wildtuin vreeslik ernstig op. Sy help hom daarmee. So het elkeen mos maar sy eie belangstellings, of hoe? Want wat homself aanbetref, René Du Plessis, alias René Du Play. Wat hom aanbetref, is dit nou eers vol spoed vorentoe. Die karre waarmee hy volgende jaar gaan jag, wag vir hom daar by oom Colin op die plot. Die einde, en dankie dat jy geluister het na Volspoed.